Graad 9. Ek kom sit. Goed. Graad 9, die onderwerp wat ons tans mee besig is, reguitlyne, nê, en ons het gekyk na die reguitlyn grafiek. Ons het gister gedoen die kartesiese assestelsel of die kartesiese vlak wat bestaan uit twee asse genaamd die x-as en die y-as. En hulle sny mekaar so oor kruis, nê, die x-as is natuurlik die watter een. Hy hardloop horisontaal en die ander, die y-as hardloop vertikaal. Die punt waar hulle twee kruis noem ons wat? En die oorspronklike koördinate is 0 en 0. Soos julle kan sien, vandag is ons weer bevoorreg om 'n video te maak. Die doel van die video is om eintlik aan die lesse wat ek aanbied, so nader aan die einde van die kwartaal en ook teen die einde van die jaar miskien vir julle beskikbaar te maak op YouTube. Daar is 'n YouTube kanaal, my persoonlike een, moenie asseblief nie daar gaan nie, net daar's persoonlike goedjies daarop, van my persoonlike lewe, en dan is daar ook die YouTube kanaal wat vir akademie bedoel is. En ek het lanklaas kans gekry, maar dit is die een meneer Likodeer. So julle kan gerus gaan kyk. Ek het nog nie die geleentheid gehad om 'n video van hierdie skool, ding is nog 'n bietjie nuut vir my, so ek vind nog my voete. Maar ek doen dit vir myself en ook vir die leerders in die klasse vir wie ek onderrig. En ek weet soms is daar leerders wat nie skool kan bywoon vir 'n spesifieke les of iets sê, weens omstandighede en ook of vir hersieningsdoeleindes, né? So dit is die redes as daar byvoorbeeld, soos ek nou die les verduidelik, as daar 'n vraag of twee opduik vir die doeleindes, wil ek die video's te lank hou nie, so ons kan miskien in 'n gesprek gaan en daarom skryf eerder die vraag neer, ons behandel dan nadat ek die video afsluit of so. So, ons het gepraat en ons is besig met grafieke, né? Ander naam vir grafieke gaan julle in graad 10 en graad 11 doen. Hulle praat van grafieke as en funksies doen ons afsonderlik, maar die grafiek wat ons tans op fokus is die reguitlyn. Die reguitlyn grafiek, né? En ons het gesien hy hou eintlik verband met die patroon. Hy is baie nou verband met die patroon en die reguitlyn grafiek wat ons te doen het. Ons het gister gelees, hy het die vergelyking y is gelyk aan mx plus c. Nee, ons het nog nie in diepte gegaan oor wat is mx en wat is c nie, maar ons het gekyk na hoe om die skets van 'n reguitlyn grafiek te doen. Ek dink die voorbeeld wat ons gehad het is voorbeeld 5, 2x min 4 en ons het dit aan die hand van 'n tabelmetode geskets. Dit is wat ek gister gehad het as 'n les vir julle. Waar ons die skets doen is op 'n kartesiese vlak wat bestaan uit 'n x-as en 'n y-as soos dit en dan die oorsprong daar. Ons gebruik ons het gister 'n tabel gebruik, né? En ons die tabel bestaan uit 'n x en 'n y-waardes. Gewoonlik wanneer ons die tabel gebruik sal ek sê 3 punte is goed genoeg, né? As jy die ekstra pad wil stap, gebruik ons gewoonlik 5 en dan sou ons net gesê het byvoorbeeld min 2, min 1, 0, 1 en 2. Hoe kry ek, hoe bepaal ek die ooreenstemmende y-waardes van dit? Ek kan dit afsonderlik gaan doen of ek kan my sakrekenaar gebruik om dit te doen. So al wat ek slegs doen is y is gelyk aan 2 maal met ek vervang die x-waarde in die plek van x, so ek kan skryf min 2, min 4, minus 2 en minus 2 maal is gelyk aan minus 4 is gelyk aan minus 8, né? En so kan ek te werke gaan met al die waardes wat dit is vir x gelyk aan min 2 wat ek daar het en dan so gaan ek aan, dan gaan ek sê vir x gelyk aan 1 gaan ek dan kry y is gelyk aan wat? 2 min 1 min 4 so is gelyk aan min 6. Reg? So hierdie waardes het ons gekry min 8, min 6 en nou sien ek 'n patroon ontwikkel, né? Wat het ek voeg ek heeltyd by? Plus 2, so dit gaan dan wees minus 4, is min 2, nou. Wat is dit? Koördinaatpaar. Wat beteken dit? Ons kan dit ook gaan skryf as x en y waardes, waar x gelyk is aan min 2 en 8. En as ek dit moet gaan plot, dan gaan hy natuurlik lê, as dit 1 is, min 1, en dit is min 2, dan gaan hy eers hier onder lê by min 8. Kom ons doen van net so 'n paar
Daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sit nog enetjie by daar. 8 en dit is die negatiewe waardes. So min 2 en 8 gaan daar lê. Sorry, min 2 en min 8 daar en dan volgende waarde is min 1 en min 6. Hy gaan daar wees en dan die volgende waarde gaan wees 0 en minus 4. En as ek al die waardes geplot het, vat ek my liniaal, nie soos ek nou doen nie, né? Ek stel nou 'n goeie voorbeeld hier, verbind ek dit met 'n liniaal soos dit. So dit was die tabelmetode. Nou vandag wil ons kyk na die dubbel afsnitmetode. Dubbel afsnitmetode, né? Dubbel beteken wat? 2. Afsnit mag miskien dalk 'n bietjie nuut wees, maar praat met my. Wil jy sê wat afsnit beteken? Wat beteken dit vir jou? Praat met my. Of weet jy nie wat dit beteken nie? Maar wat wil jy nou gesê het? 'n knoop. Dis 'n goeie verduideliking, né? In Engels is dit die woord en die rugbymanne sal nou miskien verstaan, is die woord afsnit is intercept, né? So as ons praat van rugby en daar's 'n lyn en daar's 'n intercept, soos hy gesê het nou 'n knoop, dit is die afsnit. So dit wil eintlik vir ons sê waar ons die lyn gaan sny. Maar as ons praat van dubbel, is die twee dinge waarna ons so wys, die X afsnit, né? En die ander een is die Y afsnit. So met ander woorde, dit beteken waar ons die X-as gaan sny en waar ons die Y-as gaan sny. So kom ons gebruik hierdie voorbeeld as 'n voorbeeld, né? Hoe ons dit gaan skets. So gegeewe my grafiek is gelyk aan X, Y is gelyk aan 2X min 4 en nou gaan ek vir jou gou 'n geheim vertel. Hierdie in standaardvorm. Dit noem ons standaardvorm, né? Standaardvorm. En in standaardvorm is die C-waarde die Y afsnit. Okay? Kyk gou hier. Waar sny hy die Y? Min 4. So wat is hy? Y afsnit? Min 4. Nou kom ons gaan bereken dit algebraïs. Nou gebruik ek bietjie suiwer Afrikaans. Kom ons gaan bereken dit algebraïs. Om die Y afsnit te bereken, né? Kom ek skryf dit maar vir julle mooi uit. Y afsnit te bereken, sê ons stel X gelyk aan 0. Baie belangrik. Stel X gelyk aan 0. Y is gelyk aan 2 maal 0 min 4. Dit wil sê Y is gelyk aan 2 maal 0 maal met enigiets is gelyk aan 0 min 4. Wat kan min 4 waar X gelyk is aan 0. Dit wil sê my koördinaatpaar is 0 en min 4. Maar as ek slim is, soos julle almal hier voor my is, en hy is reeds in standaardvorm, dan hoef ek dit nie algebraies te gaan uitwerk nie, want hy staan reeds daar. So dit noem ons net die algebra. Ek het 'n bietjie algebra gaan doen. Is nie altyd nodig om die algebra te doen nie, want ons kan dit sien hy staan daar. Okay? So wat gaan maak ek nou as ek 'n kartesiese vlak het? Dan gaan ek op my kartesiese vlak, ek weet daai is die 0 en nou gaan ek waar is 0? Waar is X gelyk aan 0? As dit my X-as is en dit is my Y-as, waar is X gelyk aan 0? Is op hierdie lyn en waar sal Y gelyk aan min 4 wees? Is hy hier of hier? Hoekom is hy onder die lyn? Hy's negatief. So kan ons sê daar is min 4. Ek gaan maak 'n doetjie daar net vir min 4. Maak ek my doetjie. So nou het ek my Y-afsnit bepaal. Maar ons doen watter metode? Dubbel afsnitmetode. Wat maak ek nog? Wat dink julle? Dan moet 2 wees. Wat is aan een? So die Y-afsnit en dan is die ander een die X-afsnit. Kom ons. Nou as ek gekyk het en ek sê ek het nou die Y-afsnit bereken, né? Kom ons check vir hom. Om die X-afsnit te bereken, wat kan ek doen? Kyk gou mooi, wat was my stappe? Stel vir die Y-afsnit, stel X gelyk aan 0. Wat gaan ek doen vir Baie mooi. Stel gelyk aan 0. En kom ons gaan doen dit. Wat is my vergelyking? Y is gelyk aan 2X, né? So, wat skryf ek nou? Y is gelyk aan 2X min 4, maar ek sê stel Y gelyk aan 0. So wat gaan ek nou skryf? 0, baie mooi, is gelyk aan 2X minus 4. Wat wil ek oplos? X. Nou gaan doen ons weer 'n bietjie algebra. As ek sê ek wil vir X oplos, beteken dit maar net ek wil vir X alleen kry, né? Maak vir X die onderwerp. So dit wil sê gaan hy 4 oorvat of ek kan die min 2, ek kan die 2 oorvat. Ek vat maar nou die 4 oor. As ek die 4 oorvat, wat gebeur? Dan word 'n plus. Hoekom?
Wat noem ek daai? Goed, vir die kykers by die huis, as julle daai antwoord weet, né? Gelukkig weet almal van die klas hierso. Skryf dit asseblief vir my in die comment section. So ek vat uit oor 4 is gelyk aan 2x. Stem julle saam? En nou, hoe kan ek vir x oplos? Deel 2 aan weerskante, so daar 2. So hy en hy kanselleer uit. X is gelyk aan wat? 2. Waar is x gelyk aan 2? Skryf 'n koördinaat ook neer. Waar is x gelyk aan 2? X is gelyk aan 2, waar y gelyk is aan wat? 0. Nou gaan ek na my grafiek toe. Waar gaan x? X is gelyk aan wat? 2. Is dit so? Nog? Ander kant toe. Okay, hierso. As dit 1 is, kom ons sê 2 is dan daar, né? So dit is 2, positief 2. En nou mense, kan ek julle nie al kry asseblief? Dankbaar. Y-afsnit, x-afsnit, dubbelafsnit metode. Dis geplot, algebraïs uitgewerk, dis geplot. Al wat ek nou doen is, ek vat my lineaal en verbind dit deur daardie 2 punte. Dan trek ek my lyn. So die dubbelafsnit metode is 'n bietjie minder werk as jy dit mooi verstaan, né? So kom ons kyk gou en dit is my vergelyking. Y is gelyk aan 2x min 4. Kom ons gebruik nog 'n voorbeeld. Alright, ons kamera man of vrou, kamera persoon, is ek nog in die video? En die video speel nog en die mic is nog aan? Okay. Alright, kom ons kyk. Geef vir my 'n lyn. Voorbeeld y is gelyk aan, ja? Okay, kom ons gebruik maar 3x min 6, né? Ek gaan maar 2 voorbeelde doen. Kom ons doen eers vir hom. Ons gaan dit doen aan die hand van die dubbelafsnit metode. Werk saam met my asseblief. Okay. Wat gaan ek eers doen? Y-afsnit is wat? Is minus 6. Want ek weet jy gaan vir x gelykstel aan 0, né? So kom ek wys vir julle dit. So kom ons sê y-afsnit, dit wil sê x is gelyk aan 0, né? As ek vir 3 maal met 0, wat sien julle daar? Minus 6. So, dit wil sê y-afsnit is 0 en min 6. Min 6 hierso? Op die y-as, né? Y-afsnit. Y-afsnit, so jy gaan kyk op die y-lyn. Waar maak ek 'n knoop? Op die y-lyn. Daai 0 is, kom ons sê daar is min 6. So is dit. Alright. Volgende stap. X afsnit. Hoe bereken ek x afsnit? Y is gelyk aan 0. So dit wil sê 0 is gelyk aan wat? 3x min 6. Vat die min 6 oor, dit word 6. En dan 3x, ja. X is gelyk aan 2. Skryf dit vir jou in koördinaatvorm neer. X is gelyk aan 2 en 0. Waar's 2 en 0? Die lyn op horisontale lyn. Ekskuus, man, my rigting is 'n bietjie uit vandag. Hierdie kant of hierdie kant? Regs. Dis hy. Dis wat P is. Wat doen ek nou? Dubbelafsnitte is duidelik aangedui en trek 'n lyn dan deur dit. Met 'n lineaal reguitlyn. Y is gelyk aan 3x min 6. Is julle fyn? Nog 'n voorbeeld? Nog 'n voorbeeld doen? Okay, kom ons doen maar nog 'n voorbeeld. Nee, julle kan die getalle gee, net die daai getalle opeenvolgend na 5 en tussen voor 8 hê. Alright, gee vir my 'n getal. Kom ons probeer miskien negatiewe getal. Want ons kyk hoe lyk 'n negatiewe. Kom ons doen y is gelyk aan min 2x plus 5. Gaan nie lekker werkie. Kom ons doen maar plus 5, ja. Okay, sodat ons gewoon kan raak en breek. So hulle vra vir my skets. Hulle gaan nie vir jou voorskriftelik wees gebruik die tabelmetode of gebruik die dubbelafsnit metode nie. Al wat jy moet kan doen, daar's nog metodes, né? Dit is net vir jou die belangrikste. Al wat jy moet kan doen is jy moet kan skets die grafiek. Ons kan alreeds sien die dubbelafsnit metode is 'n bietjie vinniger en bietjie korter as die wat jy net ons gister gedoen. Reguit tabelmetode. Goed, so ek gaan hierop skets. Daar's my grafiek. Mooi lineaal getrek, nie soos ek nou doen nie. X-as en y-as, né? Ek gebruik die dubbelafsnit metode. Wat is my eerste stap? Y-afsnit. Dis die maklikste. Ek kan eers die x-afsnit gaan bereken, maar die y-afsnit is die belangrikste wanneer dit in standaard vorm is. Waar gaan hierdie lyn die x-as sny? Sorry, die y-as sny. Kyk gou mooi. Kom ons skryf dit maar neer. Y-afsnit, né? Hoe bereken ek die y-afsnit? Stel x gelyk aan 0. So dit wil sê, kan julle sien wat dit is? Ek kan net daai doen, 5. So eintlik kan ek net my antwoord gaan neerskryf, maar sommige van ons hou van daarvan om ons alle stappe te wys. So x gaan 0 wees en y gaan 5 wees. Maar hoe kom ek daarby uit? Ek sê stel x gelyk aan 0, so dit wil sê y is gelyk aan min 2 maal met 0 plus 5. So my antwoord is wat?
y is gelyk aan 5. Dubbel afsnit metode, ek het slegs 1, wat maak keer x afsnit, wat doen ek? Stel y gelyk aan 0, en dan gaan dit wees, 0 is gelyk aan min 2x plus 5. So, gaan word, min 5 is gelyk aan 2x, is ek klaar? Nee, ek moet deel deur min 2 nee, aan weerskante, min 2, daai minus kanselleer uit, so hier sit dit dan 5 op 2 is gelyk aan x. Gaan ons dit los as 5 op 2? Jy kan, as jy wil, né? As jy nie weet wat is 5 op 2 nie, is eintlik 2 en a. So kom ons gaan skryf wat vir ons as x is eintlik gelyk aan 2,5. Ek dink dit gaan vir julle 'n bietjie meer help met die plotting. 2,5, so dit wil sê my koördinaat is wat? 2,5 vir x en my y is 0. Kom ons gaan plot dit. Wat is my eerste y afsnit? 5. Kom ons sit daar 1, 2, 3, 4 en 5. Maak ek die knoop by 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wie wil daar vir ons gaan plot? Ok, ek vra net, ok, moet ek die video afsit? Of is jy fyn? Ja, is 2,5. Alright, ga jy sommer vir ons klaarmaak? Y afsnit aangewys en al wat ons nou doen, trek jy lyn deur die 2 punte. Smile vir die kamera. As hy, dankie. Alright, verleng asseblief jou lyn, né? Verleng die lyn en skryf asseblief sy naam neer. Sy naam is y is gelyk aan 2x plus 5. Almal, dat is 3 voorbeelde gehad en nou gaan ek vir julle vra om oefening 2 te doen. Nee, ek weet ons het huiswerk gehad, ek gaan so deurstap of ek gaan vir julle roep na my tafel toe om die huiswerk te kontroleer. OK. Julle kan 'n opsomming maak van die werk wat op die bord. Net so 'n bietjie afgesny van dit. Enigste mense wat tans my video's kyk is my ma en my pa by die huis, né, en my klein babietjie. Soms sit daar maar pa ooit die video's om te speel, so sy kyk ongelukkig vir haar pa wat wiskunde gee en sy is maar net 7 maande oud. So ons drill vir hulle al voor ouderdom om wiskunde te doen. So ek stuur my ook 'n versoekie uit aan hulle, liefs mense by die huis. Natuurlik waar die verlange ook 'n bietjie groter raak by die dag. So dit gepraat en ons is besig